Welkom by hierdie gedeelte oor Openbaring. Ons kyk in hierdie sessie na Openbaring hoofstuk 11. Dit is my laaste sessie met julle. Van hoofstuk 12 af gaan Stefan Joubert oorneem en hy gaan van hoofstuk 12 tot 22 met julle doen en dan ook afsluitingshoofstuk of 'n afsluitingssessie met julle hê. Ons het vir mekaar gesê, ons is eintlik besig met die 7 trompette op die oomblik. Die eerste 6 trompette het geblaas. Ons is in antisipasie vir die 7de trompet. En daarom is daar nou eers hierdie tussenpose, en in hoofstuk 10 het ons die een tussenpose gehad oor die klein boekie, en in hierdie hoofstuk het ons die tussenpose oor die 2 getuies. En in hierdie hoofstuk is dit weer asof Johannes, of dit wat aan hom geopenbaar word, in elk geval die Here wat dit aan hom openbaar, die hele menslike geskiedenis so vinnig kondenseer in een deel van 'n hoofstuk. Daar staan in vers 1 van hoofstuk 11, toe is daar vir my 'n meetstok gegee wat soos 'n scepter lyk. En daar is my gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daar aanbid. Die tempel en die altaar en die mense is weer kennend in simbolies van die kerk van Jesus Christus, die kerk van die kerk van God, die mense van God. Maar die voorhof, wat buitekant die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie. Nou, in die Ou Testament tye is die voorhof eintlik die gedeelte waar die heidene was. En Johannes word hier gesê om dit nie te meet nie. Met ander woorde, dit is eintlik asof God sê, maar hier in Nuwe Testamentiese taal, baie belangrik, hierdie is nie 'n Israel teks nie. Dit beteken nie, God red net vir Israel en die ander nasies het nie deel daarvan nie. Onthou, dis 'n Nuwe Testamentiese boodskap, wat in Ou Testamentiese taal hier gegee word. So hy probeer sê, soos net soos die heidene destyds op die buiteplein was, hulle is nie eintlik deel van die tempel nie, hulle moet nie gemeet word nie. So die heidene nasies word nie gemeet nie. God maak nie met hulle bemoeienis nie, want hulle wil niks van God af weet nie. So, nou by heidene nasies hier word nie bedoel regtig mense van ander nasies wat nie Israel is nie, dit het te maak met alle goddelose mense wat Jesus Christus nie dien nie. Hulle is nou die heidene, nie meer mense van vreemde nasies nie. En hy sê hulle moet dit nie meet nie, hulle die wat gemeet moet word is God se mense. God maak bemoeienis met hulle. En hulle sê, omdat dit aan die heidene oorgegee is, en hulle die heilige stad 42 maande lank sal vertrap. Hier is belangrik om te verstaan. Die Here sê, heidene, slegte mense, sal toegelaat word om heilige dinge te vertrap. In die geskiedenis sal hulle toegelaat word om mag uit te oefen. Moet dus nie op verbaas wees wanneer dit gebeur nie. 42 maande is altyd in apokaliptiese literatuur 'n simbool van intense vervolging. En dan sê vers 3, ek sal aan my 2 getuies opdrag gee, en hulle sal met rou klere aan my boodskap 1260 dae lank verkondig. En hierdie 2 getuies, hulle is simbolies van God se mense. Hulle is simbolies van God se kerk. Party mense sê dit is die Ou Testament en Nuwe Testament wat hier verteenwoordig word. Hoe dit ook al is ons nie presies seker nie, maar hierdie 2 getuies, dit is getuies wat God se boodskap verkondig, wat sy getuienis lewer, en hulle gaan God se boodskap verkondig. Maar kyk 'n bietjie hoe reageer die wêreld op hulle. Vers 4 sê, hier is 2 olyfbome en ook die 2 lampe wat voor die Here van die aarde staan. 2 olyfbome, 'n olyfboom in die tyd van die Ou en Nuwe Testament eintlik was baie keer kenmerkend van Israel gewees. Israel is baie keer gesimboliseer deur olyfbome. So hierdie 2 getuies is 2 olyfbome wat net weer sê, hulle is die mense van God, hulle is die kerk van die Here. En as iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar 'n vuur uit hulle monde uit en verteer hulle vyande. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad aandoen. Hierdie is amazing. So die Here beskerm sy kerk. Daar's tye in die geskiedenis, kyk baie mooi in die res van hierdie hoofstuk. Daar's tye in die geskiedenis wanneer God sy kerk beskerm. Dan sê vers 6, hulle die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in die bloed te verander, om die aarde met allerlei plate te tref, en dikwels as hulle dit nodig vind. So, die kerk van die Here het mag, hulle het God se mag. Matteus 18 sê die Here, ek gee die sleutels van die koninkryk vir julle. Die kerk het mag om wonders te doen, en om in die Here se naam wonderlike dinge te doen. Maar dis nie al wat gebeur nie. Die geskiedenis sal ook gekenmerk word daardeur die kerk vervolg word. Kyk na vers 7. Wanneer hulle egter hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onderaardse diepte kom. Nou daarvan leer ons meer in hoofstuk 13. En Stefan gaan dit meesterlik met julle hanteer. Teen hulle oorlog maak.
hulle te oorwin en hulle dood te maak. So die kerk sal ook tye in die geskiedenis beleef, wat hulle doodgemaak word. Onthou nou, die goed moet nie kronologies gesien word nie. Dit is nie so dat eers die kerk mag, en dan doen hulle mooi goeders, en dan word hulle verdruk nie. Dit is nie kronologies nie. Dit wil dood eenvoudig sê, die geskiedenis het sekere tye, die kerk het mag, die kerk het wonderlike dinge wat hulle in God se naam kan doen, en waar hulle God se woord sal verkondig, en baie keer gaan God hulle beskerm, maar daar gaan ander kere wees, waar dit lyk asof die duiwel in beheer gaan wees, wanneer die dier wat uit die onderaardse diepte kom, teen hulle gaan oorlog maak. Dit beteken nie, dis demoniese magte, enigiets wat uit die onderaardse diepte kom, is demonies, die demoniese magte sal teen hulle oorlog maak, en sal hulle by tye kan doodmaak. Vers 8, hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê, waar hulle Here ook gekruisig is. Lyke wat rond lê, is altyd 'n simbool van intense en onnadenkende geweld, waar selfs die dooies nie gerespekteer word nie. Die stad word sinnebeeldig Sodom en Egipte genoem. So hierdie mense, wat hierdie goeders doen, gaan so sleg soos Sodom wees, hulle gaan so sleg soos Egipte wees. En dan sê vers 9, van al die volke, stamme, tale en nasies, sal hulle lyke 3,5 dae daar sien lê, en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. 3,5 dae is altyd in Joodse apokaliptiek simbool van 'n vasgestelde tyd vir lyding, maar daar is ook 'n ander rede. Die antieke mense het geglo, veral die Joodse antieke mense het geglo, dat as jy sterf, dan hang jou gees nog 4 dae rondom jou liggaam rond. Maar van die 5de dag af, dan verlaat jou gees jou, en dat jy geen kans meer om lewendig te word nie. So die Here beperk hierdie lyding van hulle, hy hou hulle 3,5 dae, sterf hulle, maar op so 'n manier dat hulle steeds weer lewendig gemaak kan word. Ons gaan dit nou verder sien, vers 10 sê, die bewoners van die aarde, in Openbaring is bewoners van die aarde altyd 'n simbool vir die onheiliges, die goddeloses. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood, en hulle daaroor verheug. Baie mense gaan bly wees oor die kerk wat swaar kry, want die kerk maak dit vir hulle moeilik, die kerk konfronteer hulle sonde, die kerk verkondig 'n boodskap wat hulle nie altyd wil hoor nie. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie 2 profete was immers die bewoners van die aarde tot tuistering. Maar dan 'n interessante ding in vers 11. Na die 3,5 dae het daar egter asem en lewe van God af in hulle gekom, hulle het opgestaan. Net soos wat Jesus na 3 dae opgestaan het uit die dood, het hierdie mense na 3 dae opgestaan voor hulle finaal hulle asem nie kon terugkry nie. En hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. So die mense wat nou diktators is, die Domitianisse en die Herodesse en die amptenare en die bewoners van die aarde en die konings wat ons onderdruk, hulle gaan op 'n stadium, gaan hulle in vrees lewe, en gaan vrees hulle oorval, wanneer hulle sien dat ons egter die dood oorwin het. Vers 12, dit is nou die getuies, hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel, wat vir hulle sê, kom op hierheen. So hulle is na God toe, direk na die Here toe, veilig na sy hande toe. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar, en hulle vyande het dit gesien. Maar dan sien ons in vers 15, uiteindelik die 7de trompet word geblaas. Die tussenpose is verby, hier is die 7de trompet nou, en die 7de engel het op sy trompet geblaas, daar was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het, die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en gesalfde, en hy sal as ons koning heers tot ewigheid. So die laaste trompet het altyd te maak met die koningskap van God. Die 6de trompet het elke keer te maak met die oordeel wat tot 'n vervulling gaan kom, maar die 7de trompet het te maak met God wat werklik koning is. Vers 16, die 24 ouderlinge wat op hulle trone voor God sit, het toe gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en het gesê, ons dank U Here God, Almagtige, U wat was en wat is, dat U groot mag gebruik het en as koning heers. Die nasies was woedend, maar nou die tyd vir U oordeel gekom, die eindtyd het aangebreek, die dooies word geoordeel, aan U dienaars, die profete en aan die gelowiges, die wat U vrees klein en groot,
word hulle loon gegee, en die wat die aarde vernietig, word vernietig. Laaste versie. Toe het God se tempel, dis God se mense, in die Nuwe Testament, wat in die hemel is oopgegaan, en sy verbondsark, wat in sy tempel is het sigbaar geword, daar toe weerligstrale, drenings, donderslae en aardbewing en 'n groot haalstorm gekom. Hierdie is 'n ongelooflike manier om hierdie gedeelte mee af te sluit. God se koningskap eindig in sy tempel wat oopgaan, en die verbondsark wat duidelik word, God se finale openbaring van homself. Ewe skielik kry al die mense wat God gedien het, toegang tot die Here, finale toegang tot hom. En dit het vir almal sigbaar geword. En weerligstrale, drenings en donderslae, aardbewings het in 'n groot haalstorm gekom, en die res is geoordeel, en die mag van die Here word duidelik gemaak.